Goeiemôre broeders en susters, baie welkom in die huis van die Here. Miskien maar net so vooraf, dan weet ons hoe die liturgie ook vanoggend gaan loop. Ons begin soos altyd by u in die gemeente met die sing van Gesang 95, die Onse Vader. Daarna die fotum en die seëngroet. En spontaan antwoord ons alleen op die Here se groet in hierdie oggend met Psalm 146, die baie bekende verse 1 en 2. Daarna die wet en die geloofsbelijdenis, maar let tog daarop, u is 'n gemeente wat lief is om te sing, en ek het dit goed gedink om na die kollekte dat ons Gesang 128, eers die 4de en dan die eerste vers sittende sal sing. Gesang 128, verse 4 en 1. Ria het dit vir ons op die bord, so u hoef nie bekommerd te wees nie, dit sal daar kyk, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou bly tot aan alle ewigheid. Gemeente van die AP Kerk Mosselbaai, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Na die wet van die Here gaan ons sing uit Gesang 69 vers 2 en na die geloofsbelijdenis van Nesia vanoggend sing ons die 4de vers van Gesang 69. Ek wil graag uit die boek Deuteronomium, een van die 5 boeke wat Moses ook geskryf en daar vir ons gestel het, uit Numeri 5 vanaf vers 6 die wet van die Here vanoggend aan u voorhou. Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit wat die wet eis, het die Here Jesus Christus met sy kruisdood aan die vloekhout op Golgotha reeds vir ons sondes kom betaal. Daarom sê ons vanoggend, die voorskrif van die wet het hy nagekom. En daarom is dit ook een van die kruiswoorde, die 6de kruiswoord, wat hy daar aan die kruis besig as hy sê, tetelestai, dit is volbring. Tetelestai beteken, die volle prys het die Here Jesus Christus daar aan die vloekhout vir ons betaal. Dat niks verder ontbreek nie. Daarom hoef ons nie meer vir Satan te vrees of die dood nie. Hoef ons nie bang te wees vir die sonde. En ons sê dit met eerbied en respek, is daar ook nie vrees by ons vir God nie. Want Paulus skrywe ook in Romeine 8, vers 8 en 39, is hy daar kortlik sê, niks kan ons van die liefde van God skei nie. Maar kom, laat ons dan ook vanoggend opnuut luister, hier aan die hand van Deuteronomium 5, vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou.
kinders, maar ook groot mense, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Aan almal wat met 'n ware berou en in 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord ook in hierdie oggend vergifnis van al die sondes. Maar ons moet dit ook weet, as ons volhard in ons sonde, as ons bly om die genade van God te verwerp, verkondig die woord van die Here, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank as wat hy of sy in die sonde bly lewe. Paulus skrywe ook aan die gemeente in Rome in Romeine 8, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Saam met die kerk van al die eeue, ook geskrywe deur die ou kerkvaders, bely ons aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea as volg. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtig God uit waaragtig God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is,
wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, ook vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal met heerlikheid kom om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons maak ons Bybels vanoggend oop by die Sinoptiese Evangelie van Johannes. En daar wil ek, nadat ons die kanselgebed gedoen het, Johannes hoofstuk 20 vanaf verse 1 tot en met verse 10 saam met u lees. Johannes hoofstuk 20 en dan vanaf verse 1 tot en met 10. Maar voordat ons dit vanoggend waag om uit die woord van die Here te lees en daaruit sy woord te verkondig, kom laat ons tot die troon van God nader en tot hom bid. Kom ons bid saam. Onse Here en onse God, met die kruisiging van die Seun Jesus Christus, het ons opnuut besef en beleef dat U waarlik die offerlam van God is. U is ons hoëpriester, wat by name ook vir elkeen van ons in besonder intree by die Vader. Ja, laat ons dit hoor en daarvan kennis neem, dat Jesus Christus ook ons geregtigheid is.
Daarom wil ons nie omdat ons beter is nie, maar gedronge ook deur die Heilige Gees vanoggend kom bid vir so baie ongelowiges, wie se verstand nog verblind word deur die god van die wêreld. Ja, selfs in ons eie geleedere is daar mense wat nie meer kerk toe kom nie, wat nie meer hulle Bybels lees nie, wat nie in dankbaarheid hulle knieë buig voor die lewende God, om aan hom die eer en die dank en die lof te bring, omdat hy die lig van die evangelie ook opnuut vir ons laat opgaan en vir ons laat skyn het. Maar ons wil ook vir u kom dankie sê dat u daardie besondere lig gewerk deur die Heilige Gees in ons lewens en in ons harte laat skyn. En saam met die Emmausgangers wil ons vanoggend ook sê, dankie Here, dat u ons harte weer brandende kom maak het. Dat ons opgekom het vanoggend biddende na u huis. Smeekende o Heilige Gees, dat u van sitplek tot sitplek sal beweeg. Dat u ore sal oopmaak, harte ontvanklik sal maak vir die woord. Dat ons nie alleen verstom sal staan oor die gebeure toe u opgestaan het uit die donker graf. Toe u weer die lewe omhels het, die Satan maar ook die dood oorwin het, en dit ook vir ons kom gee het. Ons dankie Here dat ons ook kan bid vir Dominee Dawie en Marlies wat op reis is. Bid vir hierdie 3 weke dat u vir hulle wonderlik sal onderneem met tyd van rus, 'n tyd van sien en 'n tyd van geniet daar in Spanje en in Portugal. Here, as dit u wil is, bring ook weer vir hulle veilig terug na hulle gemeente en hulle tuiste hier in Mosselbaai. Ons dankie vir ons saakgelastigde en oraliste en ons dra hulle in besonder op, Here. Ook vir die passie wat hulle het en vir die werk wat hulle doen vir u hier in die gemeente. Dankie ook vir die koster, vir die oopsluit en die toesluit, die netjies maak van die godshuis. Maar in hierdie oggend, as ons kom stil staan by daardie gebeure, wat Johannes dan nou ook aan ons beskrywe, bid ons opnuut vir geloof om te glo in die opstanding van die Here Jesus Christus. En dat ons nie soos baie in hierdie tye sal doen en sal maak,
dit sal waag om te ontken dat U opgestaan het en dat U lewe. Kom o Heilige Gees en maak dit nou stil in ons harte, sodat ons kan luister na die Gees van God, ook in hierdie dag, in hierdie godshuis. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons neem die woord van God op en dan lees ons daaruit Johannes hoofstuk 20, die eerste 10 verse. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, dis nou Johannes, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan die graf in en sien die doeke lê. En die doek wat om sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op die plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan. En hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Tot sover ons skriflesing in hierdie oggend. Ons teksvers is die 8ste vers, daarom het ook die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan. En hy het gesien en geglo. Broeders en susters en liewe kinders, die 7 lydensweke soos wat ons dit beloof het in die afgelope tyd, is die hart van die evangelie. Ek vertrou daarom ook dat elkeen van ons in hierdie lydenstyd opnuut ons harte opgehef het na die kruis. Dat ons in hierdie besondere tyd die ewige lig daar aan die kruis ook kon naspeur, kon sien en kon beleef en kon ervaar dit wat hy vir ons en namens ons kom doen het. Ja, dat ons ook 'n slag weg van onsself sal kyk. Dat ons nie langer die aardse nie, maar na die hemel sal opkyk en die hemelse sal koester. Tereg skrywe Paulus ook in Kolossense 2 vers 3 dan, bedink die dinge wat daar bo is, en nie die dinge wat hier op die aarde is nie. Ek vra maar, want ek was nou self besig om te preek, het u leraar dalk ook
in die afgelope tyd by een van die kruiswoorde stil gestaan. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir die moordenaar wat daar aan sy regterkant gehang het, het die Here Jesus gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir sy moeder Maria sê hy, daar is jou seun, en vir Johannes sê hy, daar is jou moeder. Verlede Sondag daar in George het ek gepreek oor die 4de kruiswoord, my God, waarom het U my verlaat? Die 5de kruiswoord, ek is dors. En die 6de kruiswoord, soos aangehaal, tetelestai, dit is volbring. Die volle prys is betaal vir ons verlossing. En dan die 7de kruiswoord, Vader, in U hande gee ek my gees oor. My broers en susters, by geleentheid het 'n ouderling in die gemeente hierdie besondere opmerking gemaak. Hoekom moet daar net hier in Februarie, Maart of April oor die lydenstyd van Jesus gepreek word? Hoekom nie in die winter, Junie en Julie, en hoekom nie in die somer, September en Oktober nie? Want ons almal weet mos, en ons glo mos, dat die kruisiging van die Here Jesus Christus uitloop op 'n leë graf. Dit naamlik dat Jesus Christus uit die graf opgestaan het. En daarom is ons tema vir oggend by die geleentheid, Jesus het opgestaan. Kan ek vir oggend ook in hierdie gemeente kom vra, broeders en susters, glo u dat Jesus Christus opgestaan het? Want weet u dat daar vandag teoloë en dominees en belydende lidmate is wat vir 12 jaar en langer in die kerk gesit het en wat nou sê hulle glo nie in die opstanding van Jesus Christus nie? Glo u dat hy wat die Christus heet, die dood, die Satan en daarom die sonde oorwin het? Dan kan ons en dan moet ons mos ook, my broers en susters, as nuwe mense en as verlossers nou alreeds as oorwinnaars lewe. Hy, die Here, het mos vir ons, vir hom wat waaragtig in hom glo en hom bely, aan die kruis gesterwe en uit die dood uit opgestaan. Saam met u wil ek in hierdie oggend gaan kyk wat by die graf gebeur het. Daar waar Jesus in die donker graf weggelê was. Ek wil in die eerste 2 parse stil staan. Die skok wat daar was by Maria Magdalena en die ander vroue en self die disippels. Die verbasing toe hulle kom en die klip weggerol vind, 'n leë graf en alles wat daarmee gepaard gaan. In die tweede plek wil ek ook stil staan by die ongeloof wat daar was by hierdie vroue en by hierdie manne in hierdie oggend. Dit was nog steeds donker toe Maria Magdalena en Johannes, veronderstel die ander vroue, na die graf van Jesus gegaan het, soos die gebruik was
om die lijk te balsem. Johannes, soos gesê, veronderstel dat dit nie net een vrou was nie, maar hy noem Maria Magdalena by die naam, omdat sy die een is, wat weer terugkeer en vir die apostels gaan sê wat aan die gebeur was daar by die graf van Jesus. Met die aankoms van die vroue daar by die graf het die son reeds geskyn. Iets wat bekommerd was hulle, van wie sou die graf wat Pilatus en die Jode daarvoor die ingang geplaas het, dit verseël het, sodat niemand hom kon wegvat of hom kon steel en enigiets kon sê oor Christus nie. Hoe sou hulle as vroue by die liggaam uitkom? En dan, as hulle daar aankom, sien hulle dat die klip reeds weggerol was. Onmiddellik het daar verbasing, maar miskien ook skok by hierdie vroue aanwesig gewees. Miskien het daar 'n kleine pandemonium onder hulle losgebars. Want wat het dan nou van hulle geliefde meester geword? Wie sou dit waag om die klip weg te rol en om te kom verwyder uit hierdie graf? Wie was verantwoordelik dat die klip voor die graf weggerol was? Tog, geliefdes, weet ons dat Jesus uit die graf uit kon weggaan sonder om die klip weg te gerol het? Maar dit is so belangrik dat die klip weggerol was, wat 'n aanduiding was dat Jesus lewe en dat hy opgestaan het. Want jy sien, daardeur word 'n boodskap die wêreld dan ook ingestuur. Jesus lewe. Want eerstens wys dit daarop dat hy opgestaan het. Dat hy die graf, maar ook die dood oorwin het. Ja, dat die profetiese woorde ook van Jesus in vervulling gegaan het, toe hy gesê het, in 3 dae sal die tempel afgebreek word, maar sal hy weer opgebou word. Wat 'n heenwyse was na sy sterwe en sy opstanding. Tweedens sien ons hoe dat Petrus en Johannes ook daar die donker graf binne gegaan het. Sien ons dat hulle ook kennis neem en dat hulle ook kon vertel vir die ander dat die graf leeg is, dat Jesus opgestaan het. Terwyl daar pandemonium geheers het, en die ander vroue nog onder mekaar gepraat het, wat aan die gebeur was hier, het Maria besluit om na die disippels terug te keer en vir hulle te gaan vertel wat sy hier gesien het. Sy was oortuig dat iemand die liggaam van Jesus kom roof het. Dan kom ons by die tweede punt uit, by die ongeloof. Die nuus wat Maria Magdalena gebring het, broeders en susters, liewe jong mense, moes sekerlik ook vir Johannes en Petrus tot skok gewees het. Meer nog, dit kan mos nie waar wees nie. En dan sien ons, begin hulle eers loop en dan begin hulle hardloop om by die graf uit te kom. Selfs Johannes
het Petrus verbygesteek en eerste by die graf gekom. Maar Johannes, wat Jesus baie lief gehad het en vir Jesus lief was, het by die opening van die graf vasgesteek. Maar Petrus, soos ons hom ken, die welvarende, die ekstrovert, gaan by Johannes verby die graf in. En wat sien Petrus daar in die graf? Dit naamlik, dat die doeke wat om Jesus styf gerol was, het daar eenkant gelê. Die doek wat om sy kop gedraai was, wil mense sê is netjies opgevou en eenkant neergesit. Dan lees ons dat Johannes ook die graf betree het. En toe hy die doeke sien en sien dat Jesus nie daar is nie, het ook hy geglo. En die derde pars vra ons, wat het hulle geglo? Nadat Johannes en Petrus die graf betree het, sê die woord van God vir ons, het hulle gesien. En die vraag is vanoggend, wat het hulle gesien? Vir hulle was dit daar en dan duidelik, dat Jesus Christus se liggaam nie gesteel was nie. Nee, vir hulle was dit daar en dan ook voor die hand liggend, dat die Here Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Dat hy, die Here, vir eens en vir altyd die graf en die dood oorwin het. Dalk, miskien net dalk het hulle toe die woorde van die Here Jesus onthou. Na 3 jaar se onderrig, se gesprekke wat hulle met hom gevoer het. Na die gebeurtenis daar aan die kruis op Golgotha. Na die leë graf wat hulle gesien het, sou hulle glo. Glo dat die Messias wat na hierdie wêreld moes kom, dat hy gekom het. Maar dat hierdie Messias en koning van wie hulle 'n aardse ryk verwag het, nie 'n aardse ryk daar sou stel nie, maar dat hy 'n hemelse ryk sou oprig. Nee, Jesus sou ook vir hulle as disippels leer om weer vissers van mense te word. Hy sou hulle voorberei om ook na die goddeloses van hierdie wêreld uit te gaan, om vir hulle te gaan vertel van hierdie gebeure wat hulle aanskou en gesien het. Dat hulle daar die mense wat verlore was vir die koninkryk en vir Jesus sou win en inbring. Daarom mag ek dan vanoggend ook aan u sê, u Heiland, u Here, u Verlosser het opgestaan. As u glo in hom, as u persoonlike saligmaker en Verlosser, dan kry ook die opstanding weer waarde en betekenis. Want dan vrees ons ook
wat nou nog lewe en wat eenmaal moet sterwe, nie langer die dood nie. Nee, dan word die dood, soos die Halleluja lied sê, slegs maar 'n deurgang, 'n wyse, 'n manier om vir ewig en altyd by Jesus uit te kom. My broers en susters, mag ons daarom dan ook gaan lewe soos mense wat glo. Glo dat Jesus Christus vir my opgestaan het. Dat hy vir my en vir jou die ewige lewe moontlik gemaak het. Maar ook, en dit moet u nie vergeet nie, daardie heerlike belofte van hom, dat hy weer sal kom. Verseker sal ek en jy ook opstaan. Soos Paulus skryf in 1 Korinte hoofstuk 15, gaan lees maar weer, die liggaam wat met die verheerlikte liggaam beklee sal word. En as ons ook uit die graf uit sal opstaan, en ons siel en daardie heerlike nuwe liggaam beklee word, sal ons ewig saam met hom lewe. Kan ek vra vanoggend, sien u ook uit na daardie geleentheid? Verlang u ook daarna om vir ewig saam met Jesus Christus die Here te lewe? Mag dit so wees. Voordat ek met die slotgebed afsluit, vra ek dat u hoofde net 'n oomblik sal buig en vir die Here sal dankie sê, dat u kan weet, hy het ook vir jou opgestaan. Kom ons buig net so ons hoofde terwyl ons sit. Hemelse Vader, ook ons, u kinders hier in Mosselbaai, in die Suid-Kaap, ook u kinders hier aan die suidpunt van Afrika, maar ook daar in Australië, in Nieu-Seeland, en elke ander vasteland wil vanoggend op hierdie besondere dag vir u kom dankie sê. Dankie dat ons vir 'n wyle ook ons hoofde kon buig en sê, dankie Here Jesus. Dat ek nie hoef te twyfel nie. Dat ek nie as gevolg van al my mense, kennis en wysheid u opstanding mag of wil bevraagteken nie. Nee, dat ons soos 'n kindjie klein wil glo, dit wat Johannes vir ons hier neergepen het. Dit wat hy gesien het en die ander gesien het. En hoekom hulle geglo het. Gee o Heilige Gees daarom ook vir ons die genade om te volhard in dit wat die woord van God ons leer. Om nie ons ore uit te leen aan valse profete, om nie ondergeploeg te word deur valse gerugte nie, maar dat ons na die suiwere leer
van Jesus Christus sal soek en dit sal vind. Dit sal najaag en dit sal uitlewe. Maar ons bid ook, Here, dat U vir ons, U diensknegte, diensbaar sal maak hier op aarde. Dat die Gees van God vir elkeen van ons, groot en klein, jonk en oud, sal gebruik. As ek nie meer my voete kan gebruik om na iemand toe te stap nie, dat daar waar ek sit, of selfs in 'n bed lê as 'n siek een, daar in die hospitaal sal bid, vir die getalle wat nog moet inkom, voordat Jesus Christus vir die tweede en die laaste keer sal terugkeer na hierdie wêreld. Ons dank U, Heiland en Verlosser, dat U genade ook vir ons genoeg is. Dankie dat ons met ons alles ook kan vashou en kan glo in die gekruisigde Jesus Christus. Die Gees in ons. En ons in Jesus Christus. En Jesus in sy Vader. Wat het ons meer nodig as dit? Gaan so met ons ook in hierdie nuwe week. Vir hulle wat siek is, raak vir hulle aan. Vir hulle wat in die afgelope maande ook by 'n oop graf moes staan. Here, troos deur die Gees ook vir hulle, soos alleen U vir hulle kan en wil troos. Dit bid ons. En dit vra ons in die naam van Jesus, die Koning van alle konings. Amen. Gesang 203, die wat in die boekies kyk, 1, 2 en 3. Christus, die
Ek wil vanoggend aan die hand van Psalm 134 vers 4 ook die seën oor u uitspreek. Laat Heer u seën op hul daal. Laat u guns uit Sion elkeen hier teenwoordig en wat na hierdie woord gaan luister, u guns uit Sion hul bestraal. U wat dit beveel en dit geskied, wil u Heer u seën oor hul gebied. Amen.